Come, thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of Hallo allemaal en welkom in die nuwe maand Maart. Die boodskap is die middernagtelike les. Nou, julle moet lees Johannes 3 vers 1 tot 21. Ek gaan nou Johannes 3 vers 8 lees. Die wind waai waar hy wil en hy hoor sy geluid. Maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Nicodemus het sy mantel styf oor sy skouer getrek, terwyl hy in die skadu van die donker deur die Jerusalem sy nou strate beweeg het. As 'n Fariseërsleier en 'n lid van die Hoogste Raad het hy baie gehad om te verloor as hy Jesus ooplik sou soek. Tog het hy brandende vrae gehad, wat net deur hierdie leraar wat so anders as die ander was, beantwoord kon word. Toe Nicodemus alleen met Jesus kon praat, het hy besigtig kleine mooi woordjie begin. Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie teken doen wat u doen, as God nie met hom is nie. Jesus se antwoord het onmiddellik die kern van die probleem aangespreek. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus het nou nie die mooi verstaan nie. Ek het nie nou dit mooi verstaan nie. Hoe kan 'n mens oud gebore word? Hy kan tog nie tweede keer in 'n skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. In die stilte van daardie nag het Jesus aan Nicodemus alles wat die waarheid is oor die geestelike wedergeboorte verduidelik. Nicodemus het begin besef dat al die wette en reëls wat hy in sy lewe geleer het, wat 'n mensgemaakte wet. Die wind waai waar hy wil en hy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Die gesprek het Nicodemus laat besef dat hy min van 'n ware geregtigheid verstaan het. Hy het baie jare gespandeer om die wet heeltemal te ken en self iets te doen. Toch het Jesus van die geestelike verandering gepraat, wat met 'n nuwe lewe binne die hart begin. Nie werke wat hy self doen nie. Nicodemus het daardie nag met meer vrae as antwoord huis toe gegaan.
maar die saad is geplant. Later, toe ander Jesus sonder 'n verhoor veroordeel het Nicodemus hom verdedig. Na die kruisiging het hy Nicodemus ooplik gehelp om Jesus se liggaam by die begrafnis voor te berei. En so het hy gewys dat hy eindelik ware disipel van Jesus was. Disipelskap is dit van 'n ry eerder aan 'n oomblik. Net so Nicodemus mag ons dalk begin met 'n gedagte vol nuuskierigheid en twyfel en baie vrae. Maar uiteindelik sal ons by die diepte geloof uitkom. Die belangrike ding is om aan te hou om Jesus te soek. Selfs wanneer sy antwoord ons idee wat ons ding uitdaag. Ware disipelskap vereis dat 'n mens 'n weergebore word. Nie net nog 'n kennis of nog 'n inligting kry nie, maar dat ons geestelike verandering word in die hart. Wanneer die waarheid 'n lewende begin te word, word die siel 'n wedergebore. Nie uit beganklike saad nie, maar uit onbeganklike deur die woord van God wat tot in ewigheid bly. Hierdie wedergebore is die gevolg van die aanneming van Christus as die woord van God. Handelinge van Apostels bladsy 520. Kom ons bid oor jou gewilligheid by die werk van die Heilige Gees om jou hart geestelik te verander. Jou moed om by die nuuskierigheid van gedagtes te beweeg na 'n lewende geloof. Enige vrede wat jou keer om so 'n Christus te word, jou verbind tot die geestelike weergebore en daagliks vernuwe. Kom ons bid saam. Ons dierbare Hemelse Vader, ons sê baie dankie dat U ons so nuuskierig gemaak om meer en meer van U te leer ken. Ja, ons leer Bybel, ons bestaan, ons weet alles, ons ken alles. Maar die vraag is, daai woord van God, is dit in my hart, in jou hart? Ons vra dat U asseblief dit wat ons moet weet, dat ons uit ons hart verander. Mag ons hierdie maand vir U uitreiking kan doen, sodat ander mense kan sien Jesus in ons is. En ons vra dat U asseblief van elkeen sal seën wat na hierdie boodskap luister. En ons sê dankie vir elkeen se liefde en U genade. Dis ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. Mag julle geseënde maand hê. Never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious song